klas, vandag gaan ek vir julle 'n storie vertel. Die storie se naam is Hoekom son en maan in die lug bly. Lank gelede, toe het son en maan op aarde saamgebly in 'n pragtige dubbelverdiepinghuis. Hulle beste vriend se naam was Water. Elke liewe aand sou son en maan op hulle balkon sit en vir die apies luister in die aande. Hulle beste vriend Water kan ongelukkig nie vir hulle kuier in hulle huisie nie. Hulle wil so graag hê hy moet kom kuier vir hulle. Water, kom kuier asseblief vir ons. Ja, kom kuier vir ons en sit met ons op die balkon en luister vir die apies in die aand. Ai julle, ek wens ek kon, maar ek kan ongelukkig nie. Want daar's so baie seediere wat binne my bly en hulle sal nie oorleef as ek in die huis gaan nie. Daar's nie genoeg plek vir ons nie. Julle huis is nie groot genoeg nie. Dis toe maan en son 'n idee gekry het. Hulle moet hulle huis groter maak dat Water en al sy seediere in die huis sal pas. So hulle het toe begin bou. Son en maan het toe begin die huis groter maak. Toe die huis klaar nou groter gemaak was, het son en maan weer vir Water genooi en Water het hierdie keer ja gesê en saamgestem. Water het toe geklop aan die deur en maan het gesê: "Kom in, Water." Water het toe ingekom, maar binne 'n minuut toe het die huis begin opvul met water. Dit het toe by son en maan se gesigte gekom en hulle moes toe na die tweede verdieping toe gaan. Maar toe vinnig weer het Water met al sy seediere die huis stadig begin opvul. Son en maan het toe nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes na die balkon toe gaan. Maar toe het Water stadig begin opvul. Hulle het toe nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes uit die balkon uitspring en in die lug inspring. Nou met hulle nuwe lewe in die lug, het son en maan besluit om te bly. Hulle kan nog steeds die apies hoor en hulle kan enige tyd met hulle vriend Water gesels. So dis hoe son en maan in die lug opgeëindig het. Baie dankie klas dat julle so mooi geluister het vir juffrou.